Broers en susters, goeiemôre. Ek groet vir julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Baie welkom. Ek is bly om vir julle te sien vanoggend. Ons maak die woord van die Here oop in die Nuwe Testament by Matteus 24. Ons gaan nie die hele Matteus 24 lees nie, net so enkele verse. Matteus 24, dit is nou in die week wat hy gekruisig is. Nadat hy by die tempel gekom het en daarna gekyk het, gaan hy weg. Hy sê vir sy disippels, ek sê vir julle dat nie een klip gaan op 'n ander een bly staan nie. En daardie voorspelling het waar geword toe die Romeine Jerusalem aangeval het en die tempel afgebreek het. Nou daarna, toe hulle verder gaan, hulle gaan sit op die Olyfberg, hulle kyk so na die tempel en die disippels vra vir Jesus, sê vir ons, wat is die tekens? Wanneer kom u eendag weer? En dan lees ons nou Matteus 24 vanaf vers 32. Die profetiese rede, die voorbeeld van die vyeboom. Leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle, die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Vers 37, soos dit in die dae van Noag was, so sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. En daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Jesus het gewaarsku dat nie almal reg gaan wees op die dag en die oomblik wanneer hy kom om die wat aan hom behoort te kom haal nie. Talle gaan agterbly. Hulle gaan nie deel kry in die hemelse feesmaal nie. Hulle sal vir 'n ewigheid uitgesluit wees. En wat beteken dit? Hulle sal 'n ewigheid in die hel moet deurbring. Die afgelope paar weke was daar op die internet en sosiale media baie voorspellings wat ingrypende implikasies vir ons lewe en toekoms het. Ek wonder of u kennis geneem het daarvan. Wie weet wat was hier die voorspellings? Enige iemand wat wou wag? Skus? Die wegraping. Die voorspelling was dat die wegraping die afgelope week op Dinsdag, die 23 September 2025 sou plaasvind. Nou ja, die internet en media
was op hol daaroor gewees. Nou iemand het gegaan aan die hand van 'n Bybelgedeeltes veral uit die Ou Testament, profeseë van Daniël en profeseë van Esegiel en dan ook gedeeltes uit die Nuwe Testament uit Openbaring het hulle gaan uitwerk dat dit moet 'n 7000 jaar wees en dan gaan die wegraping plaasvind. En die persoon wat die goed gaan uitwerk het, hoe hy op die datums gekom het, weet ek nie. Maar hy het gaan uitwerk dat die datum van die wegraping presies 23 September verjaar moet wees afgelope week, Dinsdag. Nou ja, dit het saamgeval met die Joodse fees van die trompette, wat bekend staan as Rosh Hashanah, wat 'n nuwe tydperk van toewyding aan God aandui. Nou Rosh Hashanah is meer as net 'n fees van toewyding, dis ook die begin van die Joodse nuwe jaar. As 'n mens nou na die hele situasie kyk, dan het skielik amper elke tweede persoon op die internet gegaan en voorspellings gemaak en 'n video daaroor gemaak dat die wegraping op 23 September verjaar sou plaasvind. En daar's 'n geweldige ophef oor al die voorspellings gemaak. Selfs internasionale TV-stasies het daarvan melding gemaak. En soos ons gesien en ervaar het, 23 September is nou in die verlede. Die datum het gekom en gegaan en die wêreld gaan aan soos altyd. Nou kan ons onsself afvra, nou wat nou? Daar's mense wat nou vreeslik spot en aangaan vir Christene wat melding gemaak het van die 23 September. Maar kom ons gesels bietjie oor die implikasies van wat gebeur het. Daar's 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Kom ons begin, die rooi sal die negatiewe kant voorstel. As die wegraping plaasgevind het, dan is ek besorgd dat ons vanoggend hier is, want dit beteken ons het die wegraping gemis. Ons het nie aan Jesus se standaarde voldoen nie. Daar wag nou verskriklike probleme, vervolginge vir almal wat die wegraping gemis het. Maar weet jy, ek het nie gesien van een mens wat verdwyn het nie. Aan die ander kant, kan ons sê die voorspelling was verkeerd. Mense het hulle nie deur die Heilige Gees laat lei nie, maar het dinge uit die lug uitgegryp en daarvan iets probeer maak. En miskien was dit met goeie bedoelings om mense te sê, mense, Jesus kom weer, maak seker jou lewe is reg. Maar die feit is, wegraping het nog nie plaasgevind nie. En ons moet seker maak dat ons reg is wanneer Jesus eendag weer kom. Ons het maar een kans, die oomblik as Jesus kom, as die trompette weer klink, en jou verhouding is op daardie oomblik nie reg met Jesus nie, daar's sonde wat nie bely is nie, jy's kwaad vir ander mense, jy's nie bereid om hulle te vergewe nie, dan kan jy uitgesluit wees van die hemelse feesmaal. Deur die eeue het mense al talle datums voorspel vir die einde van die wêreld. En elke keer het, soos nou ook, 'n hele klomp mense op hol geraak oor die profeseë. In die verlede het mense al selfs so ver gegaan as dat hulle vir hulself spesiale bomskuilings onder die grond gaan bou het, oorlewingsbunkers, waar hulle vol kos gestop het in 'n poging om die einde van die wêreld te oorleef as dit wel sal aanbreek. Nou ek dink nie dit gaan help nie. As dit die einde van die wêreld is, dan is dit die einde van die wêreld. En as ons byvoorbeeld terugkyk, dan sien 'n mens dat 'n klompie jaar terug, in die jaar 2012, het mense ook heeltemal op hol geraak
oor die moontlikheid dat dit die einde van die wêreld kon wees. Wat het in 2012 gebeur? Waar het die idee vandaan gekom? Daardie voorspellings het berus op die feit dat die Maya kalender van 'n vorige beskawing in Suid-Amerika net tot op 21 Desember 2012 voortgegaan het. Uitgestop en niks daarna nie. So mense het begin gis en wonder, maar as die Maya se kalender op 2012, 21 Desember eindig, het hulle dalk iets geweet. Dalk het hulle gedink dit kan die einde van die wêreld wees. En natuurlik het die media weer eens op hol geraak daaroor en Hollywood het self so ver gegaan as om 'n film te maak daaroor met die titel 2012. Het enige van u daardie film gesien? Lyk nie vir my, daar agter sien ek 'n hand en daar's nog 'n hand. Nou dit het gegaan oor geweldige rampe wat oor die wêreld kom. En natuurlik nou weer met hierdie menslike mentaliteit het mense gegaan in die film en vir hulle self geweldige groot arke gebou, oorlewingsskepe vol kos gestop waarin hulle gehoop het om die einde van die wêreld te kan oorleef. En nou ja, net soos met ander datums het 21 Desember 2012 gekom en gegaan en die wêreld bestaan nog steeds. Mense was so opgewonde om te sien dat dit nie die einde van die wêreld is nie, dat hierso is van Google af, dat Nieu-Seeland wat op die wêreldtydsgrens lê, wat die datumtydgrens, het 12 uur die nag gegaan en op die internet 'n verklaring gesit. The world has not ended. Sincerely, Nieu-Seeland. So ja, baie mense is kort begaan oor die einde is naby, maar al die voorspellings sover was nie een reg gewees nie. Die wêreld bestaan steeds, ons gaan aan met ons gewone lewe. Maar ek dink nie die Here wil hê ons moet aangaan met ons gewone lewe nie. Dinge soos hierdie en wat in die wêreld gebeur met ons aanmoedig om voluit vir die Here te lewe, omdat die tyd tot sy koms al hoe minder raak. Wat is ons kans om die einde reg te voorspel? Wat dink jy? Geen kans. Ons kan duisende datums wag. En sekerlik sal nie een van dit reg wees nie. Verlede Sondag toe kontak 'n ander predikant vir my en hy vra vir my, is daar enige opwinding in julle gemeente oor hierdie wegrapingsstorie van hierdie week? Hy het gesê, let wel, ek is nie 'n aanhanger nie, maar ek sien talle mense is opgewonde daaroor. Wat het ek hom geantwoord? Ek het gegaan na die Bybel. Ek het vir hom gesê, Jesus het gesê, maar niemand weet wanneer daar die uur en dag kom nie, nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. In Handelinge 1 vers 7, waar Jesus vir sy disippels sê, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Met ander woorde, dis nie vir ons om te gis en te raai oor die presiese datum en tyd nie. Dis hopeloos. Maar ons kan wel aan die tekens sien dat die koms van Jesus nie baie ver kan wees nie. Steeds weerhou dit nie mense daarvan om die eindtyd te probeer voorspel nie. Hoekom voorspel mense datums? Is dit nou maar vir plesier? Is dit om aandag te trek en belangrik te lyk? Nee. Dit kan wees. Maar ek dink die feit dat mense datums voorspel is omdat baie moeg is vir die wêreld en die probleme van die wêreld. En ons sien uit na 'n beter tyd. Ons hoop dat as Jesus ons kom wegvat en al hierdie gemors om ons kan ons nou vergeet en is agter ons, dan sal dit met ons goed gaan. Mense soek ontvlugting.
Ons almal hoop en droom oor beter dae sonder stres, sonder spanning, sonder probleme, dat ons dit kan belewe. Maar dit bring vir my by 'n baie belangrike vraag. Waarom sou God dit goed gevind het om die datum geheim te hou? As Jesus 2 keer sê, niemand weet die datum wat God die Vader bepaal het, nie die Seun nie en geen niemand anderster nie. Dis nie vir julle om te weet wanneer is dit nie. Hoekom sou God besluit om die datum geheim te hou? Gesels gou met die persoon nou langs jou. Is God snaaks met ons, wat hy ons moet onkant gevang word? Ek dink tog is 'n geldige vraag om te vra. Enige iemand 'n antwoord? Ek sal maar 'n antwoord wag. Eerstens, dis om ons teen onsself te beskerm. Die gevaar is dat mense gaan en, soos ek genoem het, hulle bou bankers, oorlewingsbankers. Hulle sluit hulle af van die wêreld. En nou dink hulle, nou gaan ek daar bly sit tot die einde van die tyd. En dis nie wat God wil hê ons moet doen nie. Ons moet in die wêreld besig wees om die boodskap van Jesus uit te dra en soveel as moontlik mense te red, om by die Here uit te bring. Soos ons gaan terugtuins en myself toesluit om veilig te wees, dan is ek buite die wil van die Here. Maar die ander kant is, dat mense, as daar 'n voorspelling gewaag is, en dit word nie waar nie, dan is daar mense wat hulle geloof in God verloor, en begin twyfel, en hulle draai hulle rug op God. Ek kan maar op die internet gaan kyk, daar's nou groot gespot aan die gang oor die persone wat gesê het die weggaping is die 23ste September. En soos ek gesê het, ek dink nie almal het dit sleg bedoel toe hulle dit gesê het nie. Hulle wou vir mense sê, wees reg, wees gereed, Jesus kan enige tyd kom. Maar aan die ander kant kan spanning so toeneem oor hierdie koms van die Here aan die einde van die wêreld, dat party mense dit eenvoudig nie kan hanteer nie. Die Bybel sê vir ons, party gaan as hulle sien wat aangaan, gaan hulle hartaanvalle kry. Daar selfs mense wat selfmoord pleeg. Weet jy, as ons teruggaan in die geskiedenis, was daar kultusse, die sektes of groepe mense wat so deur 'n leier geïndoktrineer en oorheers is, dat hulle absoluut oortuig het, is nou die einde van die wêreld, kom ons spring dit vry, en ons drink gif, ons maak onsself dood. In 1978 het meer as 900 mense van die People's Temple beweging in Jamestown, Amerika, selfmoord gepleeg deur gif te drink wat in koeldrank gegooi was. Tussen die oorledenes was daar meer as 300 kinders onder die ouderdom van 17 jaar. En die mense was so angstig oor die einde van die wêreld dat hulle selfs hulle troeteldiere en hulle plaasdiere vergiftig het en selfs gifs in die damme gegooi het dat die visse gevrek het in die omgewing waar hulle was. In April 1993 het 'n ander aksie, Branch Davidian sekte, selfmoord gepleeg, meer as 80 mense. En tussen hulle was daar 20 kinders gewees. En daar's nog talle ander voorbeelde van mense wat hand uitdruk as hulle sulke voorspellings hoor. Maar waarom hou God die datum geheim? Ons het nou gesê is om onsself te beskerm, dat ons nie dom dinge aanvang nie, maar daar's 'n ander baie belangrike rede. Dis om ons teen Satan en sy bose magte te kan beskerm. Satan het 'n strategie. Satan weet dat die tyd min raak.
En daarom is die brullende leeu verwoed besig om slagoffers te soek om te verskeer, en ek en jy is daardie slagoffer. Hy wil ons vernietig, hy wil ons wegtrek van die Here af. In Openbaring 12 vers 12 lees ons, maar vir julle land en see wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. So as God vir hom die datum gaan gee, op daai datum, gaan ek die mense wegvat, dan gaan hy met 'n groter woede en geweld mense verskeer. So as Satan dit weet, dan sy gewaarsku, en gaan hy met 'n groter dringendheid onder mense maai en aanval en vernietig. Satan is nie lui nie. Hy wil al die tyd tot sy beskikking gebruik om soveel skade as moontlik aan te rig. Nou, hoekom voorspel mense datums? Dis deel van Satan se strategie, ons val vir sy misleiding. Hy wil ons moedeloos maak, hy wil ons van God isoleer. Ons moet so moedeloos raak dat ons die rug op God draai en hom een kant toe skuif en van hom vergeet. Maar dis nie wat God wil hê nie. Jesus het vir ons wel 'n aantal tekens gegee waarin ons kan sien dat sy koms al hoe nader plaasvind. En daar's te min tyd om in een oggend met u oor die tekens intensief te gesels. Daar's te veel inligting. Maar hierdie tekens neem toe in ewigheid en in frekwensie. Ons lewe in al hoe moeiliker tye en omstandighede, en die wêreld is in chaos. Ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ek wonder, hoe op hoogte is jy met wat in die wêreld aangaan op hierdie oomblik? Besef jy dat hulle sê, Wêreldoorlog 3 is baie, baie naby. Dit kan enige tyd uitbreek. Rusland en Noord-Korea is besig met hulle oorlog teen Oekraïne. Maar Rusland gaan nou buite sy grense en in Pole gaan ons is aanvang en die omliggende lande daar ook. China het hom bereid verklaar om ook by hierdie oorlog betrokke te raak. As China betrokke raak, dan gaan Amerika en ander lande ook inspring. Amerika is nie tevrede nie en is besig met baie ernstige dreigemente teen Rusland. Watch right now on the Front News Project. World War III is knocking at the door. Russian Iskanders right next to Warsaw. NATO troops are entering Poland. Once again, through the pipeline, Russian mobilized troops are ready to storm the Kupiansk direction, and the guests are being met. And also, the Russian Black Sea Fleet in occupied Crimea has been reduced to ashes. Fiery, hot, and blazing scenes from the front line. Watch right now. This is Vladimir Tymoshenko with you, and we're starting right away with the main topic. The world is on the brink of World War III. Poland has closed its border with Belarus, and the Kremlin, of course, is furious. There are World War III warnings going out around the world, including by President Donald Trump. Trump issues terrifying warning after Russian warplanes violate NATO airspace amid World War III fears. Wêreldleiers is hoogs gespanne oor wat in die wêreld aan die gang is. Nou NATO het 'n stelsel met 5 vlakke, waar vlak 1 beteken alles is rustig en veilig. Ons gaan aan met ons gewone lewe. Vlak 5 is totale oorlog. Die afgelope paar weke, dink die afgelope 2 weke, het hulle besluit van vlak 3 na vlak 4 oorgeskuif, op grond van wat aan die gang is in Oos-Europa. So vlak 5, dan trek die oorlog los. Aan die ander kant van die wêreld is China besig met 'n sielkundige oorlog teen Taiwan.
en vaar hulle oorlogskepe al om Taiwan. Hulle skiet missiele bo oor Taiwan om die mense te indoktrineer en bang te maak. En Amerika het ook 'n groot aantal oorlogskepe daar wat gereed is en ontplooi is vir die moontlikheid van oorlog. Nou Amerika, Engeland, Australië, die Filippyne as ook Japan het die afgelope tyd verdrag geteken om China aan te vat indien China wel sou oorgaan tot 'n aanval op Taiwan. Amerika het reeds met Australië, Filippyne en Japan ooreenkomste aangegaan om hulle soldate daar te stasioneer. Amerika het nou in Australië 'n Dark Eagle hypersonic missile geïnstalleer wat missiele kan afskiet wat teen mag 5 beweeg. Dit is so vinnig dat ander missiele wat nie vinniger as mag 3 kan wees nie eers naby dit kan kom om uit die lug te skiet nie. Nou hierdie mag 5 missiele kan tot in Beijing, die hoofstad van China skiet vanaf Australië. Australië het van Amerika 'n aantal atoom-aangedrewe duikbote bekom en hulle is reg vir aanvalle op China. China het oorlogskepe binne in die gebied van Australië ingestuur as 'n uitdaging vir Australië. Op hulle beurt het China, Noord-Korea en Rusland 'n verdrag aangegaan om saam te veg as dinge op 'n oorlog sou uitloop. In die Midde-Ooste is Israel en Hamas aan mekaar oor die Gaza-gebied. Nou Sirië, Irak, Jemen staan nie neutraal nie en hulle is besig om missiele af te skiet op Israel. En Israel moet hulle self teen daardie lande verdedig. Hulle het van die mees moderne wapentuie ontwikkel. Jy het seker al gehoor van die Iron Dome, waar hulle met laserstrale missiele uit die lug uit kan skiet. Maar hulle het so pas bekend gemaak die afgelope 2 weke 'n nuwe wapen, 'n sterker wapen, waaruit hulle missiele selfs vanuit die ruimte kan uitskiet. And moving on, Israel's new air defense system, the Iron Beam, has successfully completed testing and will be ready for full operational use by the end of the year. This, according to the IDF. The Iron Beam will now join the Iron Dome, David Sling, and Arrow in intercepting aerial threats. But what makes the Iron Beam exceptional? ILTV's Debo Klein breaks it down. This is the Iron Beam, Israel's latest development of air defense. Co-developed by Elbit Systems and Rafael, the Iron Beam is a laser-based system built to destroy incoming missiles, rockets, mortars, UAVs, and aircrafts, so any aerial threat can be intercepted by the Iron Beam. The Iron Beam will join Israel's other aerial defense systems, the Iron Dome, the David Sling, and the Chetz. But what makes the Iron Beam stand out as the most effective air defense system? Each interceptor of the Iron Dome for short-range missiles and rockets is estimated to cost the IDF approximately $40,000 to $50,000 per interception, while the Chetz 3, which is geared to intercept missiles outside of Israel's atmosphere, is estimated to cost around $4 to $8 million US, this according to Globes. With Israel close to ending a second year of war against hostile neighbors, Israeli defense spendings have skyrocketed, significantly impacting Israel's economy. But now, with the newly functioning Iron Beam, each interception of the laser system will cost only a few dollars in energy, meaning not only are interception capabilities now significantly better, the IDF also saves tens of thousands of dollars per interception in the process. Met al die oorloë in die wêreld, is die wêreld in chaos en die onmiddellike toekoms lyk nie duidelik nie. Maar ons moet nie dink dat die feit dat ons hier aan die suidekant van Afrika ver van die oorloë en geweld gaan wees nie, dat dit ons ongedeerd gaan laat nie. Ja, dit raak ons direk en indirek. Indirek uitvoere na Europa en ander gebiede ervaar nou probleme. Kos lê op die hawes en gaan vrot, want dit kan nie afgelewer word waar dit moet kom nie. Die Suid-Afrikaanse regering het in hulle groot wysheid self aan die kant van Rusland en China gaan skaar. En verlede maand was daar weer gerugte dat
Rusland en China saam met Suid-Afrika hier om die Suid-Afrikaanse kus oorlogoefeninge gaan hou. Dit is uitgestel. So Amerika het sanksies teen Suid-Afrika ingestel wat uitvoere na Amerika bemoeilik en dit het reeds tot duisende werksverliese aanleiding gegee binne Suid-Afrika. Groot motorvervaardigers het aangekondig dat hulle deure toemaak en elke slag is dit 4 na 6.000 mense wat hulle werk verloor. So werkloosheid en armoede is besig om 'n hoogtepunt te bereik. Christenvervolging gaan van erg na erger oor talle plekke in die wêreld. Ek het nie baie lank terug met u daaroor gesels. Maar verarming in die wêreld neem ook toe. Hulle sê in China het 400 miljoen Chinese wat in die middelklas was, het verdwyn. Wat beteken dit? Hulle het so verarm dat hulle nie meer as middelklas mense gesien kan word nie. Hulle lewe nou onder die broodlyn. Maar 2 weke terug het daar baie vreemde dinge in China gebeur. En dit is dat die Chinese regering het sonder enige vooraf waarskuwing op 'n oggend oor die 400.000 Chinese mense as ongewenste persone verklaar. Hulle ID-dokumente gekanselleer, wat beteken dat daardie mense se toegang tot hulle bankrekeninge is geblok. Hulle buskaartjies werk nie meer nie, hulle toegangskaarte by hulle werke werk nie meer nie, hulle kan nie kos koop nie. Skielik is hulle huisloos op die straat. En dis nie dat hulle misdadigers was nie. Die Chinese regering het net besluit ons hou nie van hulle nie vir een of ander rede of ons wil 'n punt bewys. Die snaakse dinge in die wêreld aan die gang. Dis 'n toetsloopie vir nog groter dinge. So hierdie mense kan glad nie pad gee van waar hulle is nie, want hulle kan nie op 'n boot klim of op 'n bus klim of iewers te kom nie. Natuurrampe is besig om in frekwensie en ewigheid toe te neem. Ek het nou ongelukkig nie tyd om vanoggend daaroor te gesels nie. Maar daar is tekens in die ruimte. Op 7 September het ons 'n totale maanverduistering gehad wat bekend staan as 'n bloedmaan, waar die maan al hoe rooi geraak het, soos wat die maan tussen die aarde en die son in beweeg het. Maar dan is daar ook vreemde tekens in die ruimte. In September 2025 het 'n komeet met die naam FA22 naby die aarde gekom en daar's 'n ander komeet QV9 wat hulle sê 5 maal die afstand van die aarde en dan die maan by ons verby beweeg het. Op 29 Oktober gaan daar nog 'n komeet hier verbykom wat net so naby Mars verbygaan en hulle beweer dat dit 'n baie vreemde iets is. We unravel a chilling prediction of an alien mothership heading for Earth and when it could arrive. Could first contact be closer than we think? The interstellar object or the alien ship traveling towards the inner solar system will reach Earth and put its plan into action between November 21st and December 5th, 2025. This is what Harvard scientist Avi Loeb, famous for his theories on extraterrestrial life, has claimed in his latest revelation about the mysterious visitor. This is based on his calculations, taking into consideration the speed with which the object is traveling, its current position, and the point in space it would be in October. The interstellar visitor 3I Atlas has intrigued scientists across the world. While almost everyone else thinks it is a comet, Loeb says it is almost impossible that it is a natural object. He strongly believes that it has been made by an advanced alien civilization and is a threat to our planet, as it could be carrying either a probe or a weapon. Loeb has figured out the time period it can intercept Earth by looking at where the object would be later this year. According to him, 3I Atlas will move behind the Sun in October from Earth's perspective. Since we won't be able to see it at this time, he thinks this is when the alien ship will prepare to attack us. He has presented a very sci-fi alien attack theory. Loeb says that the probe is seeding habitable planets with probes as it makes its way through our star system.
These probes will intercept the planets while the mothership continues on its journey to the next star, Loeb claims. However, he is giving the alien ship the benefit of the doubt, saying, "It may come to save us or destroy us." Humans need to be prepared for both scenarios, he stated, adding that we need to be sure that everything coming from outer space is merely a piece of rock or something more. The object is also extremely large, the biggest one ever seen in the solar system. It is estimated to be 20 to 24 kilometers in diameter, which is 200 times larger than Oumuamua, the slender oblique that visited us in 2017. It has been traveling for billions of years, and Loeb says, a natural object that huge could not have taken this trip. In fact, he thinks that the odds of 3I Atlas being completely natural are just 0.2%. Waarom laat God toe dat vreemde dinge gebeur? Omdat alle mense as dit swaar gaan en hulle besef hulle kan nie alleen in eie krag tot die Mars opkom nie, dan begin hulle na God soek. Maar die Bybel sê ook vir ons, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Met ander woorde, ons het nie nodig om paniekerig te raak oor alles wat gebeur nie. Ons moet aan die Here vashou en op hom vertrou. En God laat baie dikwels snaakse dinge, vreemde dinge gebeur, maar met 'n goeie doel. Ek wil vir julle vinnig 3 voorbeelde noem uit die Bybel uit. As ons nou kyk na Josef, toe sy broers hom as 'n slaaf verkoop het hulle gedink, hulle doen kwaad aan hom, maar eintlik het hulle 'n guns bewys, en Josef was in Egipte, hy is uiteindelik aangestel as onderkoning van Egipte, en hy het die volk gered van 'n gewisse hongersnood dood. So God het iets wat na 'n ramp gelyk het verander in 'n verlossing van 'n volk en van mense. Ons kyk na Paulus. As Saul het hy die dood van Christene goedgekeur, hulle is doodgemaak, maar uiteindelik het Saulus daardeur tot gevolg gehad dat Christene gevlug het en oral waar hulle gekom het, het hulle die evangelie verkondig en juis het dit dan bygedra tot die uitbreiding van die kerk. Weereens God het iets wat sleg is laat uitwerk vir iets wat goed is. En dan kom Saulus tot bekering. Hy word verder Paulus genoem en hy speel 'n wonderlike rol in ons godsdiens. En 'n groot deel van die Nuwe Testament is deur hom geskrywe. Ons dink aan Judas Iskariot wat Jesus verraai het vir geld. Maar weer eens, Jesus sterf om vir ons sonde te betaal. As Jesus nie gesterf het nie, dan was ons nie gered nie. So Satan het 'n bose plan gehad met dit alles. Judas het daarin saamgespeel en God gebruik het tot ons voordeel. So baie dikwels dink ons, dinge loop skeef, maar ons moet gaan kyk wat is God se hand daarin. God gebruik rampe en terugslag. En as daar krisisse kom, as ek sukkel met omstandighede om dit te hanteer, as ek moedeloos raak, dan moet ek opkyk na die Here. Ek moet my volle vertroue op hom plaas en ek kan moeilike omstandighede gebruik om my te seën. En ons elkeen moet besef, broer en suster, God het ons hier geplaas in hierdie tyd waarin ons nou lewe met 'n doel en 'n plan. Ons is sy boodskappers wat die boodskap van lewe moet uitleef en uitdra. En ja, ons sien van oorloë en gerigte van oorloë en werkloosheid en Christenvervolging en natuurrampe, tekens van son, maan en sterre en planete, dan moet ons besef dat Jesus weer kom. En ons kan dit ignoreer, en ons kan sê, as iemand 'n voorspelling maak, ag tog nie, alweer nie, neem jy net kennis daarvan, of besef jy, ons moet erns maak met die Here, ek het nie meer tyd om met hom te speel nie. So ja, daar is talle mense wat die tekens ignoreer, talle sal nie reg wees as hy kom nie, hulle sal vir altyd uitgesluit wees uit God se koninkryk. En Jesus waarsku, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. En daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het.
Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. So mense het aangegaan met hulle doodgewone lewe, al die tekens geïgnoreer en dit het hulle ondergang beteken. Ek gaan vir julle net so 2 minute se video speel wat iemand met AI geskep het, waar iemand nou kwansys in die tyd teruggegaan het en met mense in die tyd van Noag 'n onderhoud gevoer het om te sê, wat dink julle van hierdie skip wat gebou word? You've been here every day. What are you hoping to see? A boat that floats in sand? Miracles or madness, either way, it's free entertainment. Do you think Noah's onto something? If he is, I hope that boat comes with indoor plumbing and less dust. Why are you watching? Because my sheep can't believe it either. We think it's a comedy. As a builder, what's your take? He's doing solid joinery, I'll give him that, but still not going to float on air, though. What do you think about Noah's Ark? I believe it's the real deal. But I mean, who else builds a giant boat before the flood? What do you think of the Ark? Honestly, looks like a waste of wood. But hey, if it floats, we'll say we always believed. Oh, look at that, it's actually raining. This might change some minds around here. Let's find out what they think now. Still think Noah's overreacting? I mean, it's just a bit of drizzle, probably clears up by dinner, right? What do you think now that it's actually raining? Rain's real, but that ark still looks like a big fancy wooden tub to me. Changed your mind about the Ark? Let's just say I'm thinking of reserving chicken class. Are you boarding the Ark now? Do they allow last-minute upgrades? Asking for myself. All right, folks, looks like the rain's not letting up, and I'm hopping on the Ark. Don't forget to like and subscribe. See you on the other side. Ons sien vandag tekens en ons maak dit af as 'n grap. Ag, wat ons weet nie wanneer Jesus kom nie, so ons gaan maar aan met ons alledaagse dinge. Ons fokus nie op die koms van die Here nie. En Jesus sê net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Mense gaan dit die tekens ignoreer. Ons moet besef, daar's nie baie tyd nie. En die groot vraag is jy reg? Is jou familie reg? Is jou ma en jou pa reg? Of jou kinders? Jou boetie en jou sissies? Jou neefs en jou niggies, jou vriende, jou werkskollegas, die mense wat vir jou werk, is hulle reg? Praat jy met hulle of bly ons stil? Ek sien uit na die koms van Jesus. Ek sluit af met hierdie vraag, is jy gereed vir die koms van Jesus? Kom ons bid. Hemelse Vader, dis met opgewondenheid en afwagting dat ons uitsien na die dag wanneer Jesus ons kom haal. Ons dank U dat Jesus die prys betaal het om ons vry te maak van sonde. Ons dank U dat ons aan U kan behoort, dat ons U kinders kan wees. Ons dank U vir U liefde, vir U genade en seëninge oor ons lewe. Ons bid vir ons geliefdes. Ons bid vir die wêreld, waar daar duisende miljoene mense lewe sonder om in 'n verhouding met U te wees. Waar hulle lewe asof tyd nie saak maak nie. Waar elkeen vir homself lewe, waar ons selfsugtig is en net na onsself en ons eie voorspoed en eie geluk kyk. Here, vergewe ons waar ons verkeerd doen en help ons om erns te maak met ons geloofslewe, met ons verhouding met U en met die oorblywende tyd wat U vir ons gun. Mag elkeen van ons die dag wanneer Jesus kom om te kom haal wat syne is, reg wees. En mag ons ook gebid het en gewerk het dat geen van ons familie of vriende 'n verskoning sal hê om te sê, maar jy het nie met my gepraat nie. Here, mag ons werklik kerk wees vir U in die tye waarin ons lewe, wat 'n lig uitstraal in die wêreld. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.